Daar kom hy weer aan. Ons skrifgedeelte wat ons nou gaan lees is Kolossense 2. Die gedeelte is van vers 6 tot 15. Ek wil vir ons die eerste 2 verse nou as ons oordenking van die wet gebruik. En dan sal ons later die res lees. Vers 6 en 7 sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom geword Baie dankie. Jammer vir die onderbreking, veral ook vir die wat ingeskakel is. Kan dink dis nie baie lekker om te kyk en dan lyk dit of iemand sukkel nie, maar dit is ek dink ons is nou my batterye en die ding se batterye is nou ewe sterk. So kom ons kyk. Ek was besig om vir ons te lees Kolossense 2. En daar, toe sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. En hierdie is, die ouens wat nou lief is vir wiskunde sal weet, in die algebra werk altyd so met vertrekpunte, aksiomas dink ek noem hulle dit as ek nou nie verkeerd onthou vir baie jare gelede nie. Maar sê hierdie, omdat dit so is, daarom is dat so. En as dit gelyk is aan dit, dan is dat gelyk aan dat. En so 'n vertrekpunt en dan werk ons na 'n punt toe. En hierso werk hy ook so. Hy kom eintlik heel logies en sê, julle het mos, aangesien julle Christus as Here aangeneem het. Nou moet dit begin wys. Nou moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel, op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer het. Dit wat julle hier in die erediens gehoor het, dit wat julle van kindsbeen af geleer het, in die katekisasie geleer het, al daai goed moet julle aan vashou en met dankbaarheid vervul. Hoeveel keer sê ons nie as ons van die nagmaalstafel af opstaan, nou is ons gevoed, nou moet ons in dankbaarheid gaan lewe. So is 'n wonderlik, is eintlik amper 'n samevatting van die evangelie hierdie om te sê, julle het Christus aangeneem, hy leef in julle. Kom, gaan wys dit, gaan leef dit. So 'n lekker uitdaging hier waar ons nou op die knikkie van die jaar se draai staan en in 'n nuwe jaar ingaan te sê, ek leef mos vir Christus. Kom ek maak dit 2022 my doelwit om hierdie tekste ook te gaan uitleef. Omdat ons sukkel hiermee en omdat ons nie altyd so by ons voornemens bly nie, kom ons sing nou 'n lied wat eintlik 'n versoek, 'n gebed is vir die Here om te vra dat hierdie dinge deel van ons lewe is. Kom ons sing 284, ons kan weer staan daarvoor en bly dan staan, want ons gaan ook die vryspraak doen en die geloofsbelijdenis, maar die begeleidingsgroep gaan vir ons lei met 284 vers 1, 2 en 3. Laat hier die vrede deur my vloei, waar harte slaat ek waar die liefde bring. Laat ek in
as ons nou, bly maar staan, as ons nou ons skuld ook en ons onvermoë opreg voor die Here bely het, dan is dit my voorreg om ook aan julle die vryspraak te verkondig vanuit sy woord. En ek het nou net letterlik so 'n bladsy of 2 teruggeblaai na Filippense 1, waar daar in vers 9 staan, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, dit wat ons nou gesing het, in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Kom ons gaan leef dan ook so. Ons het nou geleentheid om ons geloof te bely. Dit is ook daar op die skerm. Kom ons sê dit hardop almal saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Okay, julle maar sit. Ek gaan vir ons 3 gedeeltes saam lees. As jy jou Bybel hier het, dit gaan op die skerm wees, maar as jy jou Bybel hier het, dan is jy welkom om dit ook daar in te volg. En kan jy so lank blaai daarheen. 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 6, Kolossense 2. 1 Korintiërs 3, 1 Korintiërs 6 en Kolossense 2. Kom ons maak net die oë toe, dan bid ons saam. Here God, ons sê vir U baie dankie vir U genade. Here, ons dankie vir Kersfees. Dankie vir 'n dag van lekker saam wees. Dankie vir die van ons wat die geleentheid gehad het om saam met familie te kuier. Ons dink ook aan hulle wat dalk gister niemand gehad het, wat na hulle toe gekom het, of na wie toe hulle die vrymoedigheid gehad het om te gaan nie. Ons bid, Here, vir mense wat in hierdie tyd hartseer is en siek is, wat onseker is. Here, ons bid dat U seën ook op hulle sal rus. Dat hulle tog die wete met Kersfees kry dat U hulle Here is. En soos Richard ook gister gepreek het, dat U met oop arms, uitgestrekte arms staan en hulle almal verwelkom. Here, help ons om ook sulke uitgestrekte arms te hê, om ook so insluitend, inklusief te wees, dat ons ook so sal lewe, dat mense aangetrek sal word na U toe, deur ons optrede. Here, seën ons ook nou as ons U woord oopmaak, en Here, dankie dat ons ook vandag die geleentheid om ook die sakrament van die doop daarmee saam te doen, dat ons woord en sakrament so saam in aksie kan sien. Seën vir ons daarmee, Here, seën ons gehoor, seën ons sig, dat ons kan hoor en sien en verstaan en inneem en verryk en dankbaar hiervandaan af weggaan. Praat met ons, Here, tot eer van U naam. Amen. Ons lees uit 1 Korintiërs 3, net so 2 verse, hier by vers 16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle.
Dan 1 Korintiërs 6, daar lees ons net vers 19 en 20. Of besef julle nie dat julle liggame tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Julle hoor dieselfde soort klank in die twee teksgedeeltes. Dan by Kolossense 2 gaan ek nou oorslaan die 2 verse wat ons al klaar gelees het en dan by vers 8 begin. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ons skriflesing is net tot daar. Ek is seker julle het al 'n paar idees gekry so met die gedeelte van goed wat ek op kan fokus. So ek hoop ek kom by al daai goed uit. Verskoon nou, ek moet nou van my rekenaar af preek want ek het nou nie 'n drukker hier om my teks te kon uitdruk nie, maar ek gaan so half probeer dan genoeg oogkontak maak en ek hoop ek het al die paragrawe reg wat ek hulle moet hê. Liewe broer en suster, as jy nou mense op 'n dorp behoorlik wil bang maak, dan moet jy net vir hulle sê daar het 'n satanis in die omgewing ingetrek. Dan slaan hulle uit in 'n koue sweet. En dalk gebeur dit omdat hulle dink sulke mense kry van die een wat hulle nou aanbid superkragte. En so skryf baie bekende Nuwe Testamentikus Prof Stefan Joubert in 'n rubriek vir E-kerk net so 'n week of wat gelede. Enkele dae nadat ek hierdie rubriek van Stefan gelees het, ry ek Saldanha toe om Zeldine Ellis, sy is Johan Ellis, wat so glasvesel besigheid in Vredenburg het, sy vrou, om haar begrafnis te gaan bywoon. Hulle seun het by my sy gemeentejaar op Stellenbosch gedoen. Op pad luister ek na die aanddiens op RSG waar die prediker fokus op Matteus 13 vers 24 tot 30. Nou die van julle wat dalk die teks ken, dis die gedeelte. Ons het dit so 'n tydjie gelede in 'n reeks daar in die al die Stellenbosse gemeentes hanteer. Maar dis die gedeelte waar die slawe na die boer toe kom en dan vir hom sê daar het onkruid. Oornag het daar onkruid saam met die koring opgekom. En dan bied hierdie ouens aan om die onkruid te verwyder. Hulle sê maar laat ons dit nou alles mooi skoonmaak. Ons trek gou-gou al die onkruid tussen die koring uit. En toe wag ek dat die prediker uitkom by die kruks van die teks waar die eienaar van hierdie plaas vir hulle maan om liewer te wag totdat die koring en die onkruid vol uitgroei, volwasse plante is, en dan sal die boer, of God in hierdie geval, self besluit wanneer die uithaalwerk gedoen moet word
en wie uitgehaal moet word. En hy sal dit ook sommer self doen. Maar nee, die prediker hak net vas by die nare, bose vyand wat deur die nag gekom het om die onkruid tussen die goeie koring te saai. Ons moet bang wees vir hierdie vyand, sê hy. Oppas vir die duiwel. En hy het sommer allerlei ander duiwels ook wat hy toe nou daar kon opnoem. So waar in die program net daarna bespreek Dr. Flip Loots en sy twee programgaste, dalk het julle ook daarna geluister, Prof. Christina Landman en Dominee Tony Links, die baie aktuele vraag of die duiwel 'n persoon is of hoe ons die duiwel moet verstaan en hanteer. Ongelooflik, hierdie 3 besprekings oor die duiwel kom binne skaars 3 dae oor my pad en dit in die weke van Advent, enkele weke voor Kersfees. En daarom het ek gedink ek wil vanoggend 'n snaakse tema hê, maar julle behoort te begin verstaan en dit is die vraag, is die duiwel die superster van Kersfees? Maar geliefdes, dit is nie al nie. In die hele debat rondom dolerende gemeentes en mense wat pleit vir 'n eie synode waar die suiwer, geesvervulde, woordgetroue predikers kan saamkom, is die duiwel ook groot nuus. Ja, die gay vraagstuk het nou die hele ding aan die gang gesit, groot debatspunt, maar dis beslis nie al nie. Ek het nou vir 13 jaar versorg ek die advertensies in kerkbode waar die vakatures in gemeentes vir predikantsposte geplaas word. En hoopvolle aansoekers, moenie dink hulle het nou klaar eksamen geskryf by die universiteit, waar die universiteit nou getoets het of hulle genoeg krediete het vir die graadkursus en die kerk getoets het deur die kuratorium of hulle aan al die kerklike vereistes voldoen nie. Nee, hierdie kandidaate sal ook nog deur die wagtende kerkraad getoets word. En behalwe die aspirant dominee se standpunt oor gay wees, is sy of haar siening oor die duiwel ten minste een van die top 5 vrae. Nou, geliefdes, ek wil nie moedswillig klink nie, maar dit is amper asof daar van 'n dominee verwag word om meer van die duiwel te weet as van Christus. Dis dieselfde soort retoriek wat iemand soos Donald Trump en leiers soos hy se bewind ook gekenmerk het. En dis dieselfde styl wat duisende stigters van nuwe kerke en nuwe bedienings volg. Hulle werk so, ek sal vir julle wys vir wie julle moet bang wees en hoe bang julle presies moet wees vir daardie opponent. En dan bied ek as leier aan om julle te bewaar van hierdie bose vyand. Maar natuurlik teen 'n koste. Broer en suster, ek hou van wat Stefan Joubert dan in sy rubriek sê. Hy meen mense wat sulke dinge glo oor die duiwel en hulle aanbidders en sy aanbidders ken nie die Bybel nie. Nou ek sal nie so dit waag om dit te sê nie, maar hy kan dit sê want hy's 'n wêreldbekende Nuwe Testament professor. En dan gebruik Stefan 2 van die tekste wat ek net nou vir ons gelees het om te verklaar wat hy bedoel. Dan in 1 Korintiërs 3 vers 16 en in 6 vers 19 noem Paulus ons gelowiges, ons wat gelowiges is, hy sê ons is lewende tempels van die Heilige Gees. Ons is nie die duiwel se uitkampplekke nie. Jesus is ook op rekord, Matteus 12, lees maar as jy by die huis kom en jy onthou die teks, dat hy nooit sy aardse eiendom met bose magte deel nie. En nogtans glo party gelowiges dat hulle lewe deur sulke duistere magte oorgeneem kan word. Hulle word eintlik amper sulke wafferse geestelike Don Quixotes wat allerhande windmeulens bestorm, wat hulle gedurig vir duiwels aansien.
Dink maar net aan die hele debat oor die virus en oor enstowwe. Oral waar mense al die bose en die duiwelse werk kan raak sien. Wat 'n tragedie dat die Satan so 'n superster in die kerk van alle plekke geword het. Party kerkmense weet inderdaad meer van hom as van die Here. Geliefdes, moenie aan die duiwel soveel eer gee nie. Ja, hy loop rond soos 'n brullende leeu, hy is 'n waardige opponent, maar kyk, gaan lees hierdie teksvers van ons, Kolossense 2, waar sê dat God al die teenmagte by die kruis van Christus verslaan het. Hier, ons lees dit hier, vers 10 staan daar, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid, hy is die hoof oor elke mag en gesag. Hy is die hoof, en julle is deel van die span, julle is die bestuurspan, saam met die hoof. Dan vers 15, nadat daar gestaan het dat al hierdie skuldbewyse aan die kruis vasgespijker is, dan sê hy, vers 15, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dit was die ou gevegsmetodes, dat generaal as hy 'n stad ingeneem het en hy die koning van daai stad onderwerp, dan slaat hy hom in boeye en dan laat hy hom verneder as deel van sy parade wat hy deur die stad sê, hier is die nuwe koning, ek is nou die baas, julle moet almal vir my volg, kyk die ou wat julle gedink het in beheer is, hy is, hier loop hy agterna, absoluut vernederd en platgeslaan. Dis presies wat Christus gedoen het, die duiwel loop daar in sy parade, in sy oorwinningstog. Geliefdes, bring my terug by Richard se preek van gister. Onthou mooi het hy Johannes 3 vers 16 en 17 uitmekaar gehaal, gesê, in vers 16 hoor ons, wat het Christus kom doen? Hy het aan ons die ewige lewe kom bring. Vers 17, wat het hy nie kom doen? Hy het ons nie kom veroordeel nie. Om mense te etiketeer, om aan hulle duiwels te hang en om allerhande duiwels oor mense ook uit te spreek en goeders. Dit is veroordeling. Dit is presies wat Christus nie kom doen het nie. En onthou aan die einde van die preek gister het Richard gesê, maar gaan doen dit ook so, gaan versorg, gaan soothe, gaan herstel, moenie gaan veroordeel nie. Kom ons gaan wees ook so met oop arms. Geliefdes, die baba wat gebore is, sy naam is Immanuel. God met ons. God wat ons bewaar. Onthou gerus ook maar dat Kersfees in die noordelike halfrond plaasvind rondom die seisoenswenteling. Dit is vir ons wonderlik om nou iets so somer Kersfees te kan sing en daar's daai Karoo Kersnag wat Neil Boegner hulle ook geskryf het, wat pragtig is en wat vir ons sê ons is in die somer in Afrika met Kersfees. Maar dit is tog belangrik om te onthou dat Kersfees in die noordelike halfrond is terwyl dit donker is. En dan 22, 23 Desember, dan draai die seisoen, dan begin die lig deurbreek. Kersfees is die tyd waar die lig begin deurkom. Die donker is nog rondom ons. Ons sien nog, dalk sien ons nog net donker. Maar die lig begin deurkom. En dit is wat Kersfees vir ons beteken. Die ander wonderlike verband wat ons uit ons teks kan kry vanoggend en dit is regtig net die Heilige Gees se werking wat dit so kon werk dat daar 'n doop is vanoggend, maar kyk by vers 12. Al hierdie goed lees ons, dit
het by die doop gebeur. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie ongelooflik nie? Dat vanoggend se doopouers, grootouers kan weet, hulle kind se naam is ingeskryf in die boek van die lewe. Hierdie klein seentjie wat nog niks eintlik vir homself kan doen nie, is al klaar deel van God se wenspan. Hy hoef nie vir die res van sy lewe bang te wees vir allerlei donker wolke wat oor sy lewe hang nie. Nee, Christus het die bose teenstanders oorwin. Ons en ons kinders kan in die vrug daarvan deel. Liewe suster en broer, en liewe jong mens, skuil gerus maar by die Here, wat sterker is as enige teenstander. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor na die bediening van die doop en ek wil vra dat Jaco en Janey nou